Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Sondag die 10de Mei. En ek sien dit reën lekker hier so buitekant. Dit lyk met 'n groterige storm hier so by ons. Maar mag dit vir julle 'n absolute wonderlike dag wees, 'n wonderlike week wees wat voor julle lê. Miskien net so die een en ander afkondigingkie vandag. Ons het die hemelvaartsdiens nou eerskomende donderdag so 8:00 die oggend. Ek nooi julle uit soontoe. Ek sê altyd vir julle, dit is 'n min keer in ons lewe wat ons kan statements maak. Hierdie is een daarvan, kom 'n bietjie later by die werk aan, sê vir julle gaan 10:00 daar wees, die diens is 8:00, en dan neem julle deel daaraan. Yes, die verkeer gaan 'n bietjie moeilik wees tot hier by ons, maar vriende, dit is 'n tyd wat jy 'n bietjie kan getuig. Kom laat, mense vra vir jou hoekom is jy laat, en jy kan vir hulle vertel hoekom is jy laat, né? So dit is regtig 'n getuienisgeleentheid. En dan maandag, vriende, van maandag die 18de Mei tot en met Vrydag die 22ste Mei, het ons die Pinksterweek wat ons het. Die maandag aand is ons hier by ons gemeente, die Dinsdag aand is ons by die Baptiste Kerkie in Milnerton. Die Woensdag is ons by die Methodiste Kerk in Milnerton, die 21ste is ons by die Katolieke Kerk in Milnerton en die 22ste by die Anglikaanse Kerk in Milnerton. Ons begin 7:00 die aand. Die tema is, liewe vriende, is suffering. En die hele tema is When Fire Falls, Suffering and the Spirit. Suffering and the Spirit. So elke aand sit by die gemeente self en dit begin 7:00 die aand. Ek wil julle uitnooi, vriende, om regtig deel te neem daaraan. Ons iets en ons goed wat ons insamel, die geldjies met die dankoffer en met die iets, gaan vir Isibindi. Isibindi is betrokke by kinders spesifiek, by nasorge, by die ekkohuise, enige ding wat kinders aangaan, is hulle by betrokke, en ons samel dan geldjies vir hulle in al die weke. Vriende, ja, ek dink omtrent, dit is voordat ek vergeet, 'n baie belangrike ding wat ek vergeet, die bazaar, vriende, die 30ste Mei, wij gaan ons bazaar hê, ek nooi julle uit na die bazaar toe, ook wit olifante, as julle miskien wit olifante by die huis het, julle weet nou, as ja, iets in die graads is wat julle nie meer gebruik nie, julle gebruik hom al die afgelope 3 na 5 jaar nie meer nie, vriende, vertel vir ons kan dit kom haal, of as julle kan, julle kan baie help as julle dit self na die kerk toe bring, sodat dit ons kan verkoop daai tyd. So enige iets in die garage wat daar rond staan wat julle nie meer gebruik nie, wat ons as 'n wit olifant nie gebruik, kan julle doen as dit klere is wat julle het, wat goeie kwaliteit nog in goeie toestand is, bring dit vir ons dat ons dit kan verkoop, vriende. As altyd iemand wat dit graag sal wil neem. So enige so iets, as julle ergens betrokke wil wees, kan julle enige tyd vir my bel, julle kan vir Celeste bel, met die bazaar, haar kontaknommer is 072-336-1114. As daar enige iets is wat julle wil help by die bazaar, is julle welkom om vir haar te kontak. Nou kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om sommer net so vandag in U teenwoordigheid te mag wees. Dankie, Here, dat ons kan weet dat U by ons is, dat U vir ons lei, dat U vir ons bystaan. Here, dankie dat ons weet dat elke grieseltjie wat van ons bestaan op aarde, gaan oor groot genade, onverdiende guns alleen. Dankie, Here, vir hierdie week wat ons die hemelvaart mag vier, hemelvaart waar U inderdaad die hemel toe gaan en vir ons kom sê, los die Heilige Gees vir ons, en dat U eendag weer kom. Here, dankie vir U ongelooflike omgee vir ons as mense. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek wil vanoggend met julle deel 'n gedeelte uit Romeine 4. Ons gaan daar lees vanaf vers 13 tot 25. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie. Maar omdat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag. Baie belangrike vers hierdie, né? Kom ons lees dit weer. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, as hulle dus die ewige lewe deur wetsonderhouding kon kry,
sou die geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag. Paulus kom sê vir hierdie mense in Rome, hy kom sê, die wet bring juist die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof en dis uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal, soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het, God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. En dan hierdie volgende vers, amazing vers. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. En so die vader van baie nasies geword volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. En hy praat en natuurlik hierso van die feit dat hy natuurlik God aan hom beloof het om vir my erfgenaam te gee en dat hy al baie oud was en toe die erfgenaam nog nie daar gewees nie. Om die waarheid te sê, ek dink is omtrent 24 jaar later dat die belofte is waar geword het toe hy 100 jaar oud was. Toe so, kom ons lees weer hierdie versie. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. En so die vader van baie mense geword volgens die belofte. Al was hy so 100 jaar en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word. Ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Vriende, geleerdes glo dat baie ouer mense sterf, eenvoudig omdat hulle dink die tyd om dood te gaan is nou daar. En so kom sê die mense wat so 'n bietjie navorsing doen oor hierdie goed, kom sê hulle vir ons, maar dit is omdat die ouer mense dink hulle basies net boedel oorgee, hulle verloor hoop. En die ouens wat so 'n bietjie na gekyk het, hy goed sê, ander met 'n meer hoopvolle houding leef langer. Daar was 'n studie by die Universiteit van New York gedoen, om juis hierdie hipotese te toets. Die sielkundige het aan 15 gesonde 80-jariges in New York se huis vir bejaardes voorgestel, dat hulle nog 'n gelukkige lang lewe kon hê, en hy het allerlei dinge met hulle gedoen om dit te onderstreep. Dit is skynbaar gewerk, want gemiddeld het hulle so 6 jaar langer gelewe as die kontrolegroep, wat geen hoopvolle boodskappe gekry het nie. Hulle was ook minder siek gewees, hulle het 'n hoopvolle houding gehad, en blykbaar het dit die verskil gemaak. Emily Dixon, Amerikaanse digter in die 1800s, het in die lig hiervan iets baie waars geskryf. Sy het gesê, hope is the thing with wings. Hope is the thing with wings. Dit laat jou vlieg, hoop laat jou vlieg wanneer daar geen grond is om op te staan nie. En Paulus verduidelik dit vir ons so mooi in Romeine 4, wanneer hy sê, toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog steeds gehoop en geglo. Soos die Messias dit vir ons pragtig stel, hy sê, when everything was hopeless, Abraham believed anyway, deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do, but on what God said he would do. Dit is ongelooflik mooi nie, vriende. So Abraham het nie geglo, liewe vriende, op die basis wat hy kon doen en waarvan hy in staat was met sy lyf op 100-jarige ouderdom nie, maar hy het geglo omdat hy gesê het, God het dit gesê, en wat God gaan doen. En wanneer ek en jy na gelowige mense kyk, wat natuurlik nou vir jou en vir my insluit, liewe vriende, is dit so dat ons hoop en glo. En wanneer ons die vraag vir mekaar kom vra, maar wat lê agter hierdie hoop en glo, dan moet ons vir mekaar kom sê, as ons nie hoop nie, is daar niks, vriende, as ek en jy nie hoop het nie, as ek en jy nie hoop op die toekoms het nie, wat bly daar oor? Dan bly daar net wanhoop oor, dan bly dit oor dat ek en jy net al die negatiewe goed raak sien, liewe vriende, ek en jy kan inderdaad nie gelewe kry nie. En dan moet ons vir mekaar kom sê, daar's twee dinge wat ons as gelowiges van God weet. En die eerste ene kom uit in vers 21, wanneer hy kom sê hier vir ons, hy was ook ten volle daarvan oortuig, dat God mag het om te doen wat hy beloof het. En vriende, dit is so waar. Dit is so waar. Die een ding wat ons weet is, wanneer ons aan God se belofte vashou, word dit waar. Dit wat God sê sal gebeur, sal gebeur. Dit wat God vir ons oor 'n vrede gee, liewe vriende, kan ek en jy verseker weet, sal uitkom op die ou ene soos dit moet uitkom.
Wanneer ek en jy glo, plaas ons vertroue inderdaad in God se hande. 'n Belofte wat God maak is een wat hy verseker hou. Nou ek sê nie, julle ken my nie tyd, ek sê nie ou wat so van Grieks en Hebreëus baie hou nie, maar daar's tog 2 Griekse woorde wat ons kan gebruik, liewe vriende, wat hierdie beloftes baie mooi vir ons uitstip. Die eerste een is hyposkesis, wat dit beteken 'n belofte met voorwaardes, net soos 'n belofte met voorwaardes. Ek beloof om dit te doen as jy beloof om dit te doen. Net so daar's 'n voorwaarde aan verbonde. Maar dan kry jy 'n tweede Griekse woord, liewe vriende, epagelia, en dit is 'n belofte wat uit die goedheid van iemand anders se hart onvoorwaardelik gemaak word. Dis hierdie laasgenoemde woord wat Paulus hier vir die belofte gebruik. Epagelia wat hy gebruik. God sal sy belofte hou. Maak nie saak wat gebeur nie. Daarom Abraham was ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Hy het geen twyfel aan gehad nie. Dit is die eerste ding, liewe vriende. Die tweede ding is, dit bring ons by vers 16 en vers 17 wat ons raak lees in die Message. Vers 17 stel dit die beste vir ons. Hy sê, we call Abraham father not because he got God's attention by living like a saint, but because God made something out of Abraham when he was a nobody. Alles is genade. Dit gaan nie oor Abraham wat 'n klomp goed reg gedoen het en daarom het God vir hom goed gedoen. Nee, liewe vriende, God het ten spyte van wie Abraham is, het God vir hom sekere goed gegee. En ons moet ook vir mekaar kom sê hierso, liewe vriende, ons sien natuurlik die Paulus kom beskryf hom baie mooi in hierdie gedeelte, maar ons weet ook inderdaad ek en jy dat Abraham het natuurlik by Hagar geslaap. So Abraham het geglo, maar hy het ook nie so lekker geglo nie, want anders sou hy nie by Hagar gaan slaap het en Ismael sou nie gebore gewees het nie, né? So ten spyte van wie Abraham was, het God nog steeds vir hom genade gegee. Donald McLaughlin, Amerikaanse Christenskrywer en prediker, sê genade beteken dat in die middel van ons stryd en gesukkel die skeieregter die eindfluitjie blaas. Ons word wenners verklaar en van nas na die storte toe gestuur. En wil 'n mens byvoeg, ons kan Leonard Cohen Kanadese liedjie skryf en sanger se haleluja onder die stort sing, wat hy sê, I did my best, it wasn't much, and even though it all went wrong, I stand before the Lord of song, with nothing on my lips but a hallelujah. Toe daar geen meer hoop was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. Kathy Buckley, Amerikaanse storieverteller, sê die volgende, sy sê, I have learned that faith is having the patience to wait, knowing that all things will be done in God's time. I only wish I owned one of God's watches. Ek dink Abraham het ook so gehoop. Hy wag nou al jare. Maar tog het hy iets meer gehad as dit, liewe vriende. Hy het 'n anderster soort hoop gehad, so sien ons. Christian Rieger was 'n Duitse protestantse predikant wat 4 jaar van die erge konsentrasiekamp van Dachau oorleef het. Hy haal Friedrich Nietzsche, die Duitse filosoof, aan waar hy sê, 'n mens kan in swaar kry vasbyt as hy die waarom van sy lewe ontdek. As jy weet waarom dit gebeur, kan jy maklik vasbyt sê. Maar dan vertel Christian Rieger verder. Hy sê, maar hier by Dachau het ek iets veel groters geleer. Ek het die wie van my lewe leer ken. Hy was genoeg om my te onderhou en is genoeg om my nog steeds te laat aangaan. Ek het nie nodig om die waarom te weet nie, want ek het die wie. En aan hierdie wie het Abraham vasgehou, liewe vriende, toe hy so lank gewag het. En daar moet ons vir mekaar kom sê, swaar kry, moenie ons hoop wegvat nie. Want Augustinus het daar gesê, liewe vriende, bly steeds waar hy sê hoop, geloof en liefde sê hy. Is belangrik. Hy sê maar vir hom is die hoop die belangrikste, sê hy nou. Hy sê geloof vertel ons dat God bestaan, liefde vertel ons dat God goed is, maar hy sê wat in hoop? Hoop vertel ons dat God doen wat hy beloof. Kom ons herhaal weer van Emily Dixon, wanneer sy sê, hope is the thing that with wings. Hoop laat jou vlieg, liewe vriende, want daar geen grond is om op te staan nie. Vers 18 laat jou besef, geloof in die mooi en goeie God, give you wings. Dit laat jou aangaan omdat die Gees jou gefokus hou op Jesus. Nou ek en jy weet, die hoop en die geloof verander al ons minusse en plusse. En dit is te wyte aan die kruis van Jesus ons hoop. Daarom sê Petrus in 1 Petrus, liewe vriende, op grond van die opstanding van Jesus het ons 'n lewende hoop.
Hoop vertel ons is vrygespreek deur die kruis. Same things get said about us when we embrace and believe the one who brought Jesus to life, when conditions were equally hopeless. The sacrifice Jesus made us fit for God, set us right with God. Hoop vertel ons is vrygespreek deur die kruis. Daar was 'n Pool wat destyds deur die Russe van 'n klomp leuns aangekla is. Hy is 70 nagte lank ondervra en wreed gemartel. En uiteindelik is hy vrygelaat en mense het hom uitgevra oor sy suksesvolle oorlewing en hy het hulle die volgende antwoord gegee. Hy het gesê: "Wanneer my aanklaers my op my swakhede gewys het ek dit in eerlikheid erken. Wanneer hulle gesê het dat ek 'n lafaard was, het ek gesê ek weet dit alreeds. Wanneer hulle my op al my foute gewys het ek eenvoudig vir hulle gesê: Meneere, ek is eintlik erger as dit wat julle sien. Ek het geleer dat dit vir my onnodig is om myself te regverdig. Iemand het alreeds namens my gedoen. Jesus Christus, kom sê hy." En vriende, dis presies wat Paulus hier skryf. God het ons in Jesus vrygespreek. Ja, vir die res van ons lewens is ek en jy vry mense met hoop. En daarom is hierdie gedeelte vir ons so belangrik, wanneer ons vir mekaar sê, toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog steeds gehoop en geglo, of soos die Messias het sê, when everything was hopeless, Abraham believed anyway, deciding to live not on the basis of what he saw he could do, but on what God said he could do. Nou, liewe vriende, baie keer is ek en jy in lewensomstandighede vasgevang, maak nie saak wat dit is nie, of dit werksomstandighede is, of dit persoonlike omstandighede is, of dit gesondheidsomstandighede is, maar dit hierdie gedeelte vir ons kom sê, maak nie saak wat die omstandighede is, maak nie saak hoe die goed lyk nie, kom ons leer by Abraham waar hy sê, ek het op hoop teen hoop geglo. What he saw he couldn't do, but on what God said he would do. Abraham het vasgehou aan wat God doen, wat God kan doen. En vriende, dit dink ek is jou en my, wanneer ons oor geloof praat, wanneer ons oor hoop praat. Het ons mekaar ook in hierdie tyd sê, wanneer ons na ons land kyk, wanneer ons na die wêreld kyk wat die mekaar, het ons mekaar kom sê, as ons baie keer na die omstandighede kyk, en dit lyk vir ons of daar geen hoop is nie, moet ons altyd weet, ons aanbid die almagtige God, ons aanbid die skepper van die heelal, ons aanbid 'n drie-enige God, God die Vader, Seun en Gees, by 'n God wat absoluut niks onmoontlik is nie. 'n God, liewe vriende, wanneer ek en jy die Bybel oopmaak, ons het van die begin tot die einde kan lees, 'n God wat in beheer is, liewe vriende, op sy eie tyd, sy eie manier, dit is waar. Maar 'n God wat in beheer is, 'n God in die Bybel wat die heeltyd vir ons kom wys, hy's 'n God wat betrokke is by mense, hy's die heeltyd betrokke by mense, of dit goed gaan en of dit sleg gaan, of mense goddeloos is, of mense afwyk van hom af, of mense wegdwaal van hom af is, dis 'n God wat betrokke is, dit is 'n God wat by jou is. Soos jy die hele Nuwe Testament gaan lees met al die briewe van Paulus en Jakobus en Petrus, en liewe vriende, as ons daai tipe in die evangelies gaan lees, is dit 'n God wat betrokke is in Christus, die Ou Testament 'n God wat betrokke is deur sy profete, deur die priesters, God is die heeltyd betrokke, dis die een ding wat ons weet, en as 'n God wat betrokke is, 'n God wat by jou en my is, God wat Immanuel is, God by ons, liewe vriende, ons kan op hom vertrou, ons kan op hom staat maak, ons kan op sy woord vertrou, ons kan inderdaad, liewe vriende, glo en hoop. Toe daar geen hoop meer was nie, het Pieter, Jan en Koos en Sandra nog steeds gehoop en geglo. Mag ek en jy soos Abraham altyd, ten spyte van alles, nooit ons geloof en ons hoop in God verloor nie. Amen. Here, baie dankie dat ons sommer net so kan saam bid. Dankie vir Abraham, Here, Abraham wat maar 'n mens was, 'n feilbare mens. En ten spyte daarvan dat hy nie kon kinders hê nie en dat hy vir hom 'n belofte kom gee het en dat dit 24 jaar gevat het, Here, vir Isak om gebore te word. In die ouderdom, hy en sy ouderdom en Sara en haar ouderdom, Here, kom u en u laat u belofte waar raak. Alhoewel Abraham, het staan nou nie so vir ons moog opgeteken nie, tog maar begin twyfel het, hy wonder daarom maar of u dit sou doen. En ten spyte van Abraham se ongeloof, en natuurlik was hy ons die vader van die geloof, omdat hy nie geglo het,
Ten spyte daarvan, Here, het U inderdaad vir Isak laat gebore word, net om vir hom en Sara te wys. Ek is 'n God wat beloof wat ek gesê het. My tyd is nie jou tyd nie. My plek is nie jou plek. Maar ek kom my woord na. Here, dankie dat ons kan weet dat ons te alle tye op U kan vertrou. Dankie Here dat ons weet dat ons onwrikbaar in U kan glo. Here, dat U inderdaad 'n pad met ons stap. Baie keer nie die pad wat ons wil gestap mee wees nie, maar Here, dat U 'n pad stap wat U weet ook die beste is vir ons en dat U ook selfs die sleg goed wat met ons gebeur ten goeie laat meewerk. Dankie Vader vir U liefde vir elkeen van ons. Amen. Vleeg nou vir julle geleentheid vir die dankoffers. Julle is baie welkom Zapper SnapScan te gebruik of 'n EFT te gebruik as NG Kerk Sonnekus. Ons is by Absa, die generiese takkode 632005 of die rekeningnommer 3270140547 en dis 'n chequerekening. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag met hierdie gedeelte waar daar staan, toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog steeds gehoop en geglo. Mag God vir jou en vir my geloof gee, vriende, te alle tye, waar ons ook al is. Mag julle God se liefde ervaar. Mag julle die Here Jesus Christus se genade ervaar en mag julle die teenwoordigheid van die Heilige Gees in oorvloed in julle lewe ervaar. Amen.